Goeiemôre, ons is vanoggend by Jona, die tweede gedeelte, en dit is Jona 1 vers 4 tot 16. Ek gaan vir jou geleentheid gee om 'n oomblik te pause, en dat jy eers daai skrifgedeelte lees, Jona 1 vers 4 tot 14. En dan gaan ek 'n paar gedagtes met julle daaroor deel. Die tema vandag is God agtervolg vir Jona. Ek weet nie of agtervolg die regte woord is nie. God pursues Jonah. God loop agter Jona aan. God soek vir Jona op, is seker die regte woord. Hoe verskil Jona van die klein profete? Miskien net iets daaroor te sê. Ek dink Jona het 'n een-sin preek. Kyk na Maleagi, die ander klein profete, lang stukke, die woord van die Here tot die profeet gekom. Jona het 'n een-sin preek. 40 dae Ninive word verwoes. Jy sien baie meer van Jona se binnelewe as by die ander klein profete. Want Jona se binnelewe is sentraal in wat hom aan die gang is sentraal vir die storie. Ons kan dink Jona was suksesvol, die suksesvolste evangelis ooit. Almal wat die boodskap gehoor het, kom tot bekering. En dan, anders as die ander klein profete, hy verkondig nie net God se oordeel oor die heidene nasies. Hy moet dit in die omgewing, in die terrein van daai heidense nasie, die Assiriërs, in Ninive, moet hy dit self gaan doen. Die ander profete in die Bybel kom baie oor as helde van die geloof. Jona nie. Jona is 'n anti-held, 'n anti-hero. Die heidene oor die algemeen kom beter in die storie af as Jona. Belangrike tema in hierdie gedeelte is God beskik oor alles. Waaroor beskik hy? Hy beskik oor die skip wat kom, wat beskikbaar is in Joppe, om Jona te vat na Ninive toe. God beskik die storm oor die see. Die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom, eintlik het 'n storm op die see gewerp. God beskik dat die trek van die loetjies op Jona val. Dit kon op baie mense val, maar God wou hê, selfs hierdie gebeurtenis van amper soos 'n dobbelstene wat gegooi word, dit moes op Jona val. God beskik oor die skip wat Jona na Tarsus toe vat, want daar op die oop see, daar in die storm, wil God met Jona werk. Hoekom slaap Jona in die boot? Miskien was hy moeg gewees van hierdie intense emosionele worsteling oor sy verhouding met God, sy gehoorsaamheid aan God. Miskien slaap hy om te vergeet, soos ons ook maar baie keer op 'n slaappil en dalk 'n paar pynpille net om te slaap en te vergeet van die noodsituasie en die moeilikheid waarin ek is. Miskien was sy gewete afgestomp. Hy het aanvaar ek is ongehoorsaam aan die Here en hy was okay daarmee. Hy was bereid om daarmee saam te leef. Ek wil 'n vraag vra vir vandag. Sien die wêreld God se kerk en God se kinders soms aan die slaap, in die lig van die nood en alles wat om ons aan die gang is in ons eie land. Ek dink ek het gister gesê, Ninive is nie ver weg nie, Ninive is oral om ons. Die matrose se vrae aan Jona, hulle vra die 3 vrae, wat werk jy? Wat is jou beroep? Wat is jou sending, Jona? Hoekom is jy op hierdie skip? En Jona antwoord nie hierdie vraag. Want toe hy gevlug het uit Joppe na Tarsus toe, het hy eintlik sy profeet wees opgegee. Vra die wêreld soms van die kerk en God se kinders, wat is jou sending? Hoekom is julle hier? Hoekom is ons hier? Die tweede vraag is, waarvandaan kom jy? Die derde, uit watter land en van watter volk is jy? Wat is Jona se eerste antwoord? Ek is 'n Hebreër. Hy sê uit watter volk hy is, want dis sy diepste identiteit, sy volksidentiteit. As 'n nagedagte sê hy, ek dien die Here, die God, wat die hemel en die see en die vasteland gemaak het. Baie vroom belydenis, maar daar's 'n probleem mee. Want as hy die God van die hemel is, wat die see en die vasteland gemaak het, en daaroor heerskappy het, dan kan hy tog besluit
oor watter volke op daardie vastelande aan wie hy sy genade wil betoon en oor wie hy sy oordeel wil uitspreek. As God die God van die hemel is en van elke see en vasteland, bely Jona eintlik, hy is nie net die God van Israel nie. Maar wat hy glo is dat God is eintlik net vir Israel. Wat is die verskil tussen Jona en die matrose se optrede? Hulle is op die dek besig om lewens te probeer red. Hulle is aktief. Jona is passief. Hy slaap. Hulle bid tot hulle gode en later selfs tot die ware God. Jona bid nooit nie. Nie in hierdie hoofstuk nie. Jona se godsdiens is woorddiep. Hy maak mooi belydenisse oor God. Nie die matrose bid. Die matrose werk om lewens te red. Jona is bereid om syne op te gee en verkies om te sterf. En dis hierdie held hier wat in die see gewerp word om die ander te red nie. Glad nie. Jona is eintlik besig om selfmoord te pleeg. Ek sterf eerder om God te gehoorsaam en na Ninive toe te gaan, die stad van my mense se vyande. Jona spreek die belangrike gedagte van insiders en outsiders aan. Hulle wat aan die binnekant is en hulle wat buitekant staan. Jonah is a word of the insiders concerning outsiders. Want wie sou vir die Jode wat hierdie verhaal gelees het die insider wees? Jona, 'n Israeliet soos hulle. Die matrose, die outsiders, hulle roep elkeen tot hulle eie God. En hulle verteenwoordig die volkere van die wêreld. Die matrose bid en tree op beide. Hulle is medemenslik teenoor Jona. Die outsider vir hulle. Maar Jona is net medemenslik teen die insiders. Die mense soos hy, Jode en Hebreërs. Hulle is oop vir geestelike groei. Hy is nie. Hulle groei van fearing the storm tot fearing the Lord. Vrees vir die storm na vrees vir die Here, die ware God. Hoekom agtervolg God vir Jona? Hoekom agtervolg God vir ons? Hoekom agtervolg hy vir Jona? Is dit wraak? Omdat Jona sy opdrag verwerp het en gevlug het? Is dit om Jona te dwing om aan sy wil te gehoorsaam? Boelie God vir Jona? Boelie God vir ons deur die storms in ons lewens? St. Clair Ferguson sê so mooi, God pursues us because He loves us. Partykeer is die storm waarin ons beland so erg dat ons dink, dit kan tog nie God in sy liefde wees wat my nou agtervolg nie. C.S. Lewis sê so mooi, God whispers to us in our pleasures. He speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is His megaphone to rouse a deaf world. Partykeer moet daar storms op ons pad kom, omdat ons so doof is as die Here met ons deur sy woord en sy gees praat. God se hart brand vir die boosheid van Ninive en om iets daaraan te doen. God se hart brand ook vir die boosheid in Jona en hy begeer om iets daaraan te doen. Want meeste van God se interaksie is met Jona, nie met die matrose en die mense van Ninive nie. God se hart brand ook vir die boosheid wat in jou en my skuil. Daai rasisme wat ons so geheim hou, maar by die mense in ons huis en ons vriende en familie weet hoe rassisties ons eintlik is. Ons het dalk daardie nice beeld in my openbare lewe, maar my vrou of kinders en mans en kinders dink ek is iemand wat hulle emosioneel en verbaal misbruik en altyd my eie wil moet laat geskied. Ek praat so mooi met die mense bo my by die werk, maar met die mense onder my soos vuil goed. God roep Jona terug, want hy het nie net 'n hart vir die wêreld nie. Hy het 'n hart vir Jona en vir jou en my. En wanneer Jona wegvlug, soek die liefde, soek God hom weer op. Ek wil hiermee afsluit, sommige van ons glo, God kan mense in die algemeen lief hê. Maar in my hart glo ek, hy kan nie vir my lief hê nie. Ek is te stikkend, te sondig, te sleg, het te veel wonde.
Soos iemand vir my gesê het, Dominee, God kan my nie lief hê nie, want daar is te veel skade aan my aangerig, en ek het aan te veel skade aangerig. Te veel skade aangerig, en daar is te veel skade aan my aangerig. Ek is damaged goods. Dan moet jy Jona mooi lees, wat agtervolg word deur God se hardkoppige en ewigdurende liefde, om hom te red van homself en sy eie wil. Want net by God, en in 'n ware verhouding met hom, en binne sy wil, is daar vir ons vrede en rus en veiligheid. God weet dit van Jona, en hy weet dit van jou en my. Dis daarom dat hy vir Jona, en ook vir jou en my, telkens na hom terug, en na homself toe terugroep. Amen.